As ons Jesus aanneem as ons verlosser en ons zaligmaker en ons glo dat hy die redder is en ons vertrou op hom, dan ontvang ons 'n mate van geloof. Nou in Hebreërs 11 vers 1 lees ons dat die geloof dan is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Nou die groot ding wat gaan oor geloof en die groot ding wat gaan oor om te ontvang wat jy vra en om werklik God in jou lewe te sien, is om op hom te vertrou, om te glo dat die Bybel die waarheid is, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Om te glo dat God bestaan en dat hy vir jou lief is. En om hom te vertrou om te doen wat jy hom vra om te doen. Nou vertrou is 'n moeilike een. Baie mense sukkel bietjie met vertroue, dan sê ons hulle het trust issues. Maar die groot ding is, jy kan nie trust issues hê met God nie. Wat jy vir God vra, moet jy glo dat jy dit gaan ontvang en jy moet vertrou dat God sal doen wat hy gesê het. Daar's 'n paar baie goeie voorbeelde daarvan en ons sien in Lukas 18 die eerste ene van hierdie blinde man wat vir Jesus geroep het en gesê het, Jesus seun van Dawid, wees my barmhartig. En die mense het hom probeer stil maak. En hoe meer hulle hom probeer stil maak, hoe meer het hy geskree, want hy het geglo Jesus sal hom laat sien. Hy het dit geglo met alles wat in hom is. En omdat hy vertroue gehad het dat as Jesus hom hoor, Jesus hom gaan laat sien, het dit ook gebeur. Want Jesus het vir hom gesê, wees siende, jou geloof het jou gered, Lukas 18:42. Met ander woorde, ons moet aanhou om te vra, aanhou om te glo, aanhou om te vertrou, en ons moet nie laat ons hoop skade ly nie. Dan antwoord God. Die grootste voorbeeld seker is Abraham se lewe. En as ons gaan kyk in Romeine 4 vers 18 tot 22 lees ons, hy het teen hoop op hoop geglo dat hy die vader sou word van baie nasies, volgens wat gesê was. So sal jou nageslag wees, en hy was nie swak in die geloof nie, en het sy eie liggaam wat al verstorwe was, omtrent 100 jaar oud, en die dood van Sara se moederskoot nie ag gegee nie. Hy het aan die belofte van God nie getwyfel deur ongeloof nie, maar was versterk in die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid geskied. Met ander woorde, Abraham het against all odds, soos die Engelse sou sê, het hy geglo God gaan vir hom en Sara 'n kind gee. En hy het aangehou glo. Sara het getwyfel, maar Abraham het nooit getwyfel. Abraham het geglo God sal doen wat hy gesê het. Abraham se vertroue in God was onwrikbaar. En dit het gebeur soos wat God vir hom gesê het, en dit het gebeur soos wat Abraham geglo het. Met ander woorde, al lyk dit menslik onmoontlik. Al lag die mense vir ons. Al sê die mense, ag kom uit my pad, het jy's lastig. As ons aanhou glo en aanhou vertrou en vashou aan God se beloftes, dan sal ons sien hoe dit in werking kom, want dit is hoe geloof werk. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam. Ons dankie dat U ons koning is, ons God en ons redder, en ons dankie dat U 'n waarmaker van U woord is. Here, gee dat ons in ons geloof sterker sal word en sal aanhou om te glo, en dat ons vertroue ten volle in U sal sit. En ons dankie vir die liefde wat U elke dag aan ons bewys. In Jesus se naam, amen.